Hallo julle, welkom hier by Lewende Woord Parel se aanlyn diens. Ons is hier by 6 Molstraat. Ek hoop die Here seën julle tydens hierdie diens. Geniet dit. All my words fall short. I got nothing. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands, praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for our hearts singing hallelujah.
'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul. Oh, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul. Oh, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, Familie, vriende, baie welkom by vanoggend se aanlyn diens. Vir almal wat inskakel, die Here seën jou. Baie welkom hier by Lewende Woord Parel. Ons is hier by 6 Meelstraat hier in die Parel. Ons is 'n charismatiese Afrikaanse gemeente. Kom kuier by ons. Ons doen familie, ons glo in woordgebaseerde prediking en die profetiese is ons baie belangrik hier in die huis. Ons profeteer baie. Ons rig mense op volgens die Matteus 28 mandaat. En opgewonde om vanoggend die voorreg te hê om die woord te bring. Here, ek dankie vir hierdie woord. Dankie vir 'n woord wat God breathed is. Here, dankie dat U reg staan om weer oop te breek opnuut U genade, U goedheid. Here Jesus, dankie vir die losprys wat U reeds betaal het. Ten volle betaal het in die naam van Jesus. Amen. Amen. Ek wil vandag drie beelde, 3 tonele vir jou wys en daardeur die amazing love wat die Here vir jou het. Die amazing grace, amazing love. Ons het laasweek die hele ding van sy genade begin en ons gaan hierdie week land, die kruis, sy genade, sy goedheid vir jou. Romeine sê dis die goedheid van die Here wat mense tot inkeer bring, is regtig so. En ek is so lief daarvoor om met jou te gesels oor die goedheid van die Here. En sy karakters, he is good character. Maar daar is maar net 'n ding in ons kultuur, noem dit in die kultuur in die wêreld of iets wat sê, hey, gee die Here regtig om. Is 'n stemmetjie in jou hart wat vra, hoekom laat die Here dit toe? Ek praat nou die dag, drink koffie met 'n vriend en hy vra toe hierdie spesifieke vraag, hoekom kry mense so swaar? En dit kom, dit is vir hom erg. Dus sê ek, die Here voel 10 keer erger daaroor. Daai gevoel wat jy het, weet dat die Here baie erger voel oor dit. Ek en jy moet onthou, dat hy die een is wat homself uitgiet vir my en vir jou. En hierdie wat ons hier het, die lyding hier is tydelik. Hy maak dit reg aan die einde. Ek en jy het hierdie siklus van siekte, dood en lyding begin. Ek en jy, Adam en Eva. Hy kom in hierdie siklus in om dit te breek. Onthou dit altyd. Dit is sy karakter is goed. Baie, baie goed. Ek het nog nooit, en ek is nou amper 10, 11 jaar in ministry, in fulltime ministry waar ek preek.
nog nooit uit Hosea gepreek nie. Hosea, baie bekende profeet van die Ou Testament, né? Hy is van die klein profete, en die Here gee vir hom 'n baie intense opdrag. Die Here sê vir hom, Hosea, gaan neem vir jou 'n vrou, 'n prostituutvrou, 'n vrou wat buite die eg lewe, wat rondslaap, wat kinders buite die eg het, gaan trou met haar. Neem haar as jou vrou. En van die ouens sê, nee, sy was nie 'n prostituut nie, sy het 'n prostituut geraak. Van die ouens sê, sy was reeds 'n prostituut, en Hosea, die profeet, moes haar geneem het en haar sy vrou maak. Nou, hoe dit ook al sy, of het sy nou was of nie, Hosea moes hierdie vrou vat, en hy het geweet sy gaan ontrou wees aan hom. Maar die Here sê, jy gaan haar vat, maar she will play the harlot. Sy gaan buite-egtelike kinders hê. In Hosea 2 sê die Here, sy het baie lovers. So, hierdie vrou se naam is Gomer. Hosea kry opdrag om 'n go-go girl te trou. Hierdie girl wat bietjie los is, wat bietjie rondspeel, baie intens. En in daai tyd was dit die grootste skande, né? Ek en jy moet onsself indink in antieke tye. Hierdie was sonde wat met die dood betaal kan word. Moes word. Volgens die wet, as 'n vrou buite die eg betrap word, besig om seks te hê buite die eg, dan word sy gestenig, doodgemaak, né? Dis die realiteit. En die Here kom en hy sê vir Hosea, vat daai vrou, vat daai skandelike vrou en maak haar joune. Wys jou liefde aan haar. En op 'n stadium is hy slaaf en hy moes haar loskoop. Hy moes die losprys betaal, 50 stukke silwer en 'n hoeveelheid graan om sy vrou te herstel aan sy sy. Hy moes haar loskoop van haar losbandige lewe. Hy moes haar loskoop. Sy was 'n slaaf, hy moes haar loskoop. En ek en jy lees hierdie stories, ons het nie regtig 'n begrip van wat hierdie goed beteken nie, maar moes baie intens gewees het. Ek wil begin. Ek kan nou reeds begin, maar ek wil eintlik begin met 'n storie. Die storie gaan oor koning Edward VIII. Nou as jy enigiets weet van die Britse koning Edward VIII, dan weet jy, hy was maar 1 jaar op die troon. Hy het geabdikeer, né? Maar met sy eerste speech wat hy doen, word hierdie speech wêreldwyd uitgesaai. En daai jare, 1936, was dan iets soos die internet nie, en jy moes shortwave radio gebruik het om goed regtig oor die radio uit te saai. Maar dit was moeilik. Nou daar was 'n radiostasie in New York City wat hierdie speech van Brittanje af optel en dit dan in die VSA versprei. Van relay, van toring tot toring tot toring tot toring. Hierdie low voltage radiokanaal word versprei. Nou wat gebeur het in 1936 is, net 2 minute voor die koning begin praat met sy praatjie, en is live, né? Is live. Kom haar ou en hy in New York en hy trap op die kabel wat die sein ontvang, die masjien wat die sein ontvang en die sein stuur, is daar 'n kabel en hy trap oor hierdie kabel en hy breek hierdie kabel en hulle is in 'n toestand, want hierdie kabel is nou gebreek en daar is nie 'n manier om the King's speech te versprei nie. Wat hierdie ou te doen is hy so in 'n flurry probeer hy hierdie 2 kabels aan mekaar vasmaak en hy hou die lewendige kant in die een hand en die lewendige kant in die ander hand en toe is die sein herstel. Toe word die sein herstel, toe raak sy liggaam letterlik 'n geleier, 'n conduit vir hierdie King's speech en het hy daar gestaan vir die tyd wat die koning gepraat het. Raak sy liggaam toe fisies die conduit tussen die ontvanger en die sender. Hosea se lewe is dieselfde. Die lewe van 'n profeet is dit, om profeties te wys wat die Here sê. En net soos hierdie man, het Hosea sy lewe neergelê as simboliese beeld, as profetiese beeld vir Israel, van hoe lief die Here Israel het, en later, hoe lief die Here jou in Christus het. En hoe hy homself keer op keer vir jou gee. Hosea trou toe met hierdie vrou Gomer, sy het toe kinders by hom, maar toe los sy hom met die kids, nee, sy los hom by die huis met die kinders. En sy is toe, soos die Here gesê het, ontrou. Sy breek haar huweliksbeloftes. Die bruid het in die gang afgekom en sy het trou beloof en toe loop sy uit
en sy los die man met die 3 kinders. Hoe terrible. En die Here sê vir Hosea, jou vrou, sy het baie lovers. Jou vrou het baie ander, buiteegtelike kinders. Maar ek wil hê, jy moet haar gaan haal. En wie jou liefde aan haar bewys. En in Hosea 2:19 staan die volgende. En ek sal met jou verloof word tot in ewigheid. En met jou verloof in geregtigheid en in reg en in goedertierenheid myself oor jou ontferm. Die Engels stel dit so mooi, het sê, I will betroth you forever, sê die Here vir sy mense. I will betroth you forever. En ek wil vir jou vra, waarin is jy gebind aan die Here vir ewig, deur die kruis, deur Jesus Christus? Dit is die beeld van Hosea, die Here wat kom en sê, ek gaan jou herstel en ek gaan jou aan my bind vir ewig. Ek gaan jou in jou eer herstel, jy is myne en ek is joune vir ewig. I will betroth you forever, ten spyte van wat jy doen. Ten spyte van jou hoerering, sê die Afrikaanse ou vertaling. Nee, wat is skok? Dis so skok elke keer as daai woord hoor, hoer of hoerering. Gotta love the Afrikaanse oud, nee? Ten spyte van dit, vanweë sy goedheid, vanweë wie hy is in sy essensie, kom hy weer en weer en weer en herstel jou. Daar's 'n woord in die Hebreëus, dit praat van die Here se troue liefde, die Hebreëus is gesed. En die woord gesed is so intens, dit is vanweë sy troue liefde dat hy jou herstel, dit is vanweë sy goedheid dat hy weer en weer en weer vir Israel vergewe, vir my en jou vergewe, en vir ons kom, om ons lief te hê, and to put his love upon us. En ek en jy het nie begrip van slawerny nie, nee. Kan jy dink om 'n slaaf te wees? Kan jy dink om iemand anders se besitting te wees? Kan jy dink om doodgemaak te word en niks gebeur met die ander persoon nie, want jy is maar net 'n stuk eiendom? Kan jy dink om nie self te bepaal wat jy doen wanneer jy opstaan en self besluite te neem rondom jou eie huis en self besluite te neem rondom jou eie finansies? Nee, want jy het geen regte nie, want jy is iemand se besitting. Weet jy hoe intens moet dit wees? Maar die losprys word betaal. En Gomer, Hosea se vrou, beland op 'n markplein as 'n seksslaaf. Sy is nou klaar gebruik. Sy was iemand, sy het gaan rondslaap, sy raak toe, ons weet nie hoe nie, maar sy raak toe iemand se slaaf, sy seksslaaf, en toe sy nou mooi klaar gebruik is, toe vat hierdie man haar terug markplein toe en verkoop haar, want sy is nie meer goed genoeg, want sy is used goods. En toe sê die Here aan Hosea, in Hosea 3 vers 1, ek lees uit die New Living Translation, die Engels stel het so goed. Then the Lord said to me, go and love your wife again, even though she committed adultery with another lover. This will illustrate the Lord still loves Israel, even though the people have turned to other gods and love to worship them. So I, Hosea, bought her back for 15 pieces of silver and 5 bushels of barley and a measure of wine. So Hosea kom, die Here sê vir hom, jy het 3 kinders wat jy groot maak, vrouloos. Jou vrou is ergens anders. Sy het 'n ander lover. Sy het baie ander lovers. Gaan wees weer lief vir haar. Hy sê nie net herstel haar nie, hy sê wees lief vir haar. Kyk, is vanweë die Here se liefde dat hy jou loskoop. Hy betaal die losprys vrylik vanweë sy liefde vir jou. Gaan het haar weer lief, Hosea. Gaan wees weer 'n liefdevolle man vir haar, herstel haar. Want in dit sê jy sien hoe lief ek my mense het, hoe lief het ek hulle. Soos jy losprys betaal vir Gomer, so betaal ek 'n losprys vir jou. Die Grieks vir losprys is ex ageratio, het ek het nou reg, agerato, ja. Ek dink die hele tyd, as ek daai woord sê, ex agerato, dink ek aan die Japaneese woord, arigato, dankie. So ek raak die mekaar. Die markplein in die Romeinse tyd was bekend as die agora.
Nou X is uit die agora. Waar is die slawe? Hulle is by die markplein, hulle is by die agora. As jy die slaaf uit die markplein uithaal, dan X agarot. Sien, hierdie woord. X arigato. X agorato. Jy die slaaf. Ex agorato. Hoekom sê ek dit? Beteken dit, maak dit jou, as jy nader aan die Here, as jy die Griekse woorde hoor, nee, is net oulik. Die agora is waar Paulus homself verdedig in die markplein, waar Paulus praat van die unknown God. Dit is Bybelse terme. Die Here betaal vrylik, verniet, want hy wil, want hy kan, want hy mag. 'n losprys vir jou en vir my. 'n Losprys, 'n prys is betaal. Paulus sê, jy is nie jou eie nie, jy was duur gekoop deur die bloed van Jesus. Ja, daar's 'n losprys betaal vir jou. 1 Petrus 1:18, lees gou saam met my. 1 Petrus 1 vers 18. For you know that God paid a ransom to save you from the empty life you inherited from your ancestors. And it was not paid with mere gold or silver, which lose their value. It was the precious blood of Christ, the sinless, spotless Lamb of God. Ons 'n losprys vir jou betaal, jy geweet. Jy was 'n slaaf van sonde. Paulus op 'n stadium skets hier die beeld van hoe ek en jy gevange was deur sonde. Ons op pad was na die dood en toe het hy ons kom loskoop, hy die losprys vrylik betaal. En nou is ons vry van sonde. Nou is die een beeld waarmee ek jou wil los, Hosea en Gomer. En hoe Hosea die losprys betaal vir haar, net so het Jesus die losprys betaal vir jou. Dit is toevallig, dit is snaaks dat Hosea dieselfde naam as Joshua in Hebreëus is, dieselfde verbuiging of dieselfde wortel van Yeshua. Dis waar ek en jy ons naam, die naam van Jesus kry, Yeshua. Hosea betaal 'n losprys vir sy vrou Gomer, 'n ontrou vrou. Hy vat vir hom 'n bruid wat ontrou is en herstel haar. Jesus vat vir hom 'n bruid wat ontrou is en herstel jou. En herstel, hy betaal die volle losprys vir jou. Dankie Jesus. Die tweede beeld waarmee ek jou wil los vandag is Yom Kippur. Ja, ek hou van die snaakse terme en die woorde vandag, nee. Ek kom seker agter. Hierdie is makliker om te onthou. Yom Kippur, is 'n Hebreëse woord, dit praat van Yom, the day of Kippur, the day of covering. En ek het al hieroor gepraat. Maar dit sal crazy wees om 'n lospryspreek te doen en nie na Yom Kippur te verwys. Kyk, Yom Kippur is in Levitikus ingeskryf. Is hierdie een dag, een van die belangrikste dae waar die hele Israel se sonde vergewe word op Yom Kippur, the day of covering, die dag wat jou sonde bedek word. Op hierdie dag moet die hoëpriester 2 bokke vat, 2 bokke. Een is die sondebok wat uit die kamp gejaag word. Jesus was uit die kamp gejaag vir my en jou, sterf buite die stad. En een word geslag, sy bloed word geneem en dan gaan die hoëpriester alleen. Gaan die hoëpriester in sy volle gewaad, in sy grand klere, nee, he dresses down on this day. Hy lyk soos 'n slaaf, hy lyk soos 'n diensknegt, staan daar geskrywe. Dan gaan hy in die heilige plek in, maar daar word vir hom gesê, pas op, hierdie plek moet vol wierook wees, en jy mag net 1 keer 'n jaar daarin gaan. En dan moet jy hierdie bloed van hierdie bok vat en 7 keer op die ark, links op die ooste se kant van die ark sprinkel, en 7 keer op die mercy seat van die ark sprinkel. Jakobus sê, Paulus ook, dat Jesus vir my en jou, dat sy bloed vir ons 'n sondeoffer was, dat sy bloed, en die Engelse woord is so goed, 'n propitiation was, vir ons sonde. En op daai dag, sprinkel daai hoëpriester 7 keer, die bloed, wat dien as sondeoffer, in die plek waar hy kan doodgaan enige oomblik. 1 keer 'n jaar mag hy daar wees. En daai bloed wat daar val op die mercy seat, maak dit vir hom moontlik om daar te staan. Daai bloed wat daar val, is die bloed van die lam, sal eventueel die bloed van die lam wees, en vandag het ek en jy volle
reg om daar te staan. Nie een keer 'n jaar, elke dag. Die voorhangsel het geskeur en kan ek en jy vrylik gaan. Daar's 'n teks wat sê dat now me and you, now we can go boldly before the throne of grace. Daai plek was 'n plek van toorn. Die hoëpriester kon gesterf het daar, maar nou omdat die bloed geval het, finaal, die sondeoffer gegee is, hy het die volle prys betaal met sy bloed, sê 1 Petrus. Daarom is daai nou 'n plek van genade. He became for us a propitiation, 'n sondeoffer, dankie Here, dat hy die losprys ten volle betaal het. Dankie Here. Kyk, dit is waansinnig om dit is crazy om te dink daai priester kon net een keer 'n jaar in teenwoordigheid van die Here ingaan. Dit is mal. Ek en jy kan enige tyd. Ek hou so van die storie, dink net vir 'n oomblik, jy is 'n skaapwagter. Kom ons sê jy's 'n Moabiet in die antieke tyd. En jy sien hier onder in die vallei is hierdie Israeliete met hulle tempel, met hulle tabernakel, en dan sien jy so 'n rookwolk oor hierdie tempel bedags, en snags so 'n vuurkolom. En dan kom 'n Israeliese seentjie verby en jy vra vir hom, wat gaan daar onder aan? Wat is daai tempel vooraan? Vertel hy vir jou 'n storie van Jod-Heh-Waf-Heh, die God wat hulle gered het uit Egipte, die God Jahwe. En dan sê jy, maar kan ek hierdie God ken? Dan sê hy vir jou, nee, jy moet deel wees van die volk Israel. En as jy in daai tempel wil ingaan, dan moet jy deel wees van die familie van Aaron. En dan vra ek hom, maar die familie van Aaron sê, maar ek is deel van die familie van Aaron, kan ek dan enige tyd in die tempel ingaan? Hy sê, nee, jy moet 'n man wees. En dan moet jy ook die oudste man in daai familie wees. Jy moet die hoëpriester van Israel wees. En ek vra vir hom, kan ek dan daagliks gaan? Is dit dan vir my maklik? En hy sê, nee, dan mag jy net een keer 'n jaar gaan, maar pas op. Want jy kan doodgaan daar. En vir my en jou vandag is daar vrye toegang. Vir my en jou vandag is daar vrye toegang, and can we go boldly before the throne of grace? Ons nie 'n begrip nie. Dankie Here Jesus dat die losprys ten volle betaal het. Dankie vir u bloed op my mercy seat. Thank you that we are forgiven and that you cover us. Jesus. Ek wil afsluit met Openbaring 5. Ek het dit hier in my Bybel, wil ek dit sommer lees. Uit my Nuwe Lewende Vertaling. Is daar 'n bekende gedeelte uit Openbaring 5. Nou Openbaring is hierdie boek aan die einde van die Bybel en mense lees dit min, daar is baie drake en daar is baie vroumense en wat ry op drake en dit intimideer meeste predikers, want jy hoor baie min daar uitgepreek. Maar dit is so mooi, is so 'n mooi boek. Dit is die openbaring van Jesus Christus. Dit is die openbaring van hom as persoon. En in Openbaring 5 gebeur daar hierdie baie intense ding in die hemel. Johannes sien dat daar 'n groot engel is en die engel roep uit, wie is waardig om die perkament of die scroll in Engels met die 7 seels oop te maak. Hierdie is my en jou verhaal. Hierdie is die mensdom se storie. En dan begin almal huil want niemand is waardig om hierdie perkament oop te maak en die seels daarvan te breek nie. Ek en jy is nie Jode nie. Ons het nie begrip wat op aarde hier aangaan nie, maar wanneer ons doen, dan raak die Bybel vir ons lewendig. En ek wil vir jou 'n bietjie agtergrond gee van hierdie beeld. Maar kom ek lees eers die teks. En toe in die regterhand van hom wat op die troon sit 'n boekrol gesien, vol geskryf aan die binnekant en die buitekant, en deur 7 seels deeglik verseël. Ek het ook 'n sterk engel gesien wat met 'n kragtige stem uitroep: wie is waardig genoeg om die boekrol oop te maak en die seels daarvan te breek, maar niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde was in staat om die boekrol oop te maak en daarin te kyk nie. Vir jou om hierdie beeld te verstaan, moet jy Levitikus, 'n gedeelte van Levitikus 25 verstaan. Levitikus 25 praat van 'n kinsman redeemer. Die Engels is by verre die beste. Afrikaanse ekwivalent, daar is net eenvoudig iets, maar kinsman is 'n familielid.
En 'n redeemer is 'n verlosser, né? Nou 'n familieverlosser, iemand wat dis die naaste, 'n familielid verlosser word beskryf in Levitikus. Nou wat is 'n kinsman redeemer? Wat is 'n familieverlosser? In die Ou Testament het alle grond in Israel het aan sekere families gegaan. Nou kom ons sê die potgieters het 'n groot gedeelte in Israel gehad, maar toe is daar hongersnood in die land en ons verloor ons grond. Ons moes dit verkoop. Iemand het dit by ons gekoop want ons het in skuld ingegaan. En toe die Here in sy goedheid ingeskryf in die wetgewing dat elke 50 jaar gaan hierdie grond teruggegee word aan elke familie. Al het hulle dit verloor, moet dit teruggegee word. Maar die tweede ding is dat as hulle 'n familielid het, 'n manlike familielid wat die grond kan koop, dan kan daai familielid dit vir hulle aan hulle herstel. Dit noem ons the kinsman redeemer. Kom ons sê ek het my grond verloor, my broer Leon het die geld om my grond terug te koop vir my. Dan is hy my kinsman redeemer. Die Hebreëus is Goal. He is my Goal. Hy herstel my grond. En dan ontvang hy op daai dag voor al die mense ontvang hy 'n boekrol geseël. En in daai boekrol is geskryf al die stipulasies rondom die grond en dat die grond nou aan hom behoort en hy dit herstel aan my. Maar kyk, die groot ding van 'n Goal is 'n kinsman redeemer is hy moet familie wees, hy moet bloed wees. Enigiemand kan nie kom nie, Erich kan nie kom en my grond vir my koppie, het moet 'n potgieter broer wees, het moet bloed wees. En hy moet die geld hê. Het hy die geld? Ja, hy het die geld. Hy moet die kapitaal hê, hy moet dit kan doen. En dan die derde ding, baie belangrik is, hy moet voor almal sê, hy wil dit doen. Hy wil. En ons sien hierdie uitbeelding van die kinsman redeemer, die beste by verre by Rut. En ek wil afsluit met Rut. En hoe dit aansluit by Openbaring 5. Rut het alles verloor. Sy het 'n skoonmamma met die naam Naomi. En Naomi het 'n Goal, het 'n kinsman redeemer met die naam Boaz. En Boaz is bereid om Naomi te herstel en vir Rut te herstel. Maar die groot probleem hier is, Boaz kan nie net die grond koop nie, hy moet die vrou ook vat volgens die wet. Boaz moet 'n vrou vat en hy moet met haar trou en haar naam is Rut. Maar Rut is die enige vrou nie, as jy die storie ken, dan weet jy, Rut is 'n Moabiet. En ons gesê van die Moabiete dat hulle vervloek is tot in die 10de geslag, dat hulle nie na by die tempel mag kom nie. So Boaz weet, die dag wat hy met hierdie vrou trou, en hierdie heidenvrou vat, nie 'n vrou van die volkie, 'n heidenvrou, dan gaan sy naam onder lê. Hy gaan skande op sy naam kry. Boaz, getroud met 'n Moabiet. Vervloekte mense. En Boaz is bereid om met hierdie vrou te trou en herstel, hy is haar Goal. Hy is haar kinsman redeemer. En Naomi word herstel, Boaz betaal die prys. En hy trou met Rut. En hy maak haar sy bruid. En hy het 'n seun by haar. En hy herstel haar. In Openbaring 5 word hierdie baie intense vraag gevra. Het word gevra, wie is waardig om vir my en jou te herstel? Want die storie van die mensdom eindig nou hier. Die Here het hulle gemaak, hulle het rebelleer, hulle het alles verloor. Dit wat gegee is, die land wat gegee is vir hulle. Hulle erfdeel om kinders van die Here te weet, is gesteel. Hulle erfdeel, die aarde, is gesteel. Wat nou? Nou is daar geween en 'n gehuil, want niemand is waardig nie. Maar toe kom daar een en die engel sê vir Johannes, moenie huil nie, want kyk, die leeu, die wortel van Dawid het oorwin. En hy is waardig om die boekrol oop te maak en die seels te breek. En toe sien Johannes 'n leeu wat toe 'n lam is, wat geslag is, 'n lam geslag, wat die
boekrol vat. En ons lees verby hierdie goed en ons dink aan onsself, wat 'n vreemde beeld, wat 'n amazing beeld. Want een het gekom, een wat die kapitaal het, wat sy eie bloed gegee het, wat die kapitaal het om jou te herstel, om jou land vir jou terug te gee, om jou weer te maak 'n seun en 'n dogter van die Here. En een het gekom wat bloed is. Hy was nie, maar hy het bloed geraak. Hy is kinsman, hy is familie. Hy het 'n mens geword en daarom kan hy hierdie boekrol oopmaak. Daarom is hy familie, hy's waardig en hy wil. Hy wil en is net hy wat kan. Dis net hy wat die kapitaal het. Dis net hy wat familie is en hy wil. En hy wil, ou, vang jy dit? Hy wil. Dankie Jesus. En ek wil jou los met hierdie 3 beelde. Mag jy besef dat die Here die prys ten volle vir jou betaal het, ten volle. Kolossense 2:14 sê dat daar nie meer aanklag teen jou is nie, geen aanklag nie. Want dit het die Vader aan die kruis vasgespijker. Finaal. Jy is vrygekoop, jy is duur gekoop. En hy wou, en hy wil. Van wie is sy goedheid. Die Here seën jou. Familie, mag jy regtig in hierdie bevrydende waarheid loop van wie sy goedheid. Mag sy goedheid jou vooruitgaan. Mag sy goedheid en guns jou omring van alle kante. Mag sy goedheid en guns jou kinders beskerm, hulle paaie gelyk maak. Mag jy op 'n goeie ouderdom, soos van Abraham gesê is, sterf. Met rykdom. Mag jy terugkyk en sien hoe die Here jou familie seën, want sy guns en goedheid jaag jou na al die dae van jou lewe. In die naam van Jesus. Amen.